wat ons verlede week mee begin het, Here sê my net. En vanoggend wil ons 'n bietjie gesels oor 'n lewe van vertroue en karakter. Want dis iets wat baie belangrik is as dit kom by God se wil. Ons het verlede week die beginsel neergesit dat ons praat oor iets wat elkeen van ons raak. Ons het, toe ek hier gevra het, wie van julle wil graag in God se wil leef, wie wil God se wil weet, het almal hulle hande opgesteek. Nou, die meeste van ons wat hier sit, sukkel nie daarmee om God se wil te wens nie. Wat beteken om te sê, wat is God se wil, om dit te vra nie. Maar waarmee ons baie keer sukkel, is ons sukkel om daarvoor te wag. Daai ongeduldigheid. En omdat ons ongeduldigheid, kom ons op 'n punt wat ons ook baie keer sukkel om te onderskei met wat is God se wil. Dit is baie relevant en kom altyd in 'n gelowige, iemand wat Jesus volg se lewe voor wanneer ons groot besluite moet neem. Jy sal al ergens in jou lewe gehoor het, as jy met iemand praat oor 'n besluit wat jy moet neem, sal hulle vir jou sê, gaan bid daaroor. Maar wat dan gebeur is, ons begin elke opsie overthink. Ons dink elke klein dingetjie en ons dink, as ek dit doen, dan gaan dit dalk verkeerd wees en dit buite God se wil wees. En ons begin uit elke hoek ontleed. Is een van die mense wat baie analitiese mense is. Okay, daar steek my skoonma hand op, want sy het my al baie goed geanalyseer en goeters uit elke hoek. Maar vir julle is dit partykeer baie moeilik. As jy iemand is wat alles wil analiseer en jy daai tipe ou is wat dit moet soos perfek wees, nie, dan gaan jy so klein bietjie meer sukkel as ander. Jy wil dit uit elke liewe hoekie uit, wil jy dit analiseer. En wat dan gebeur is, hier diep binne onsself, begin daar 'n spanning opbou. Daar begin daai spanning opbou van, wat as ek God se wil misloop? Wat as ek die verkeerde werk kies? Wat as ek met die verkeerde persoon trou? Gaan dit beteken dat ek dan my hele plan vir my hele lewe ontspoor? Nou, ek kom my sommer verstout om te sê dat as ons met baie mense hier praat en vra, kan julle vir ons bietjie sê, wat het gebeur wanneer jy partykeer verkeerde keuses gemaak het, dit jou lewe heeltemal ontspoor, dan gaan hulle vir jou sê, nee, dit 'n bietjie 'n detour veroorsaak. Want ons het verlede week oor 'n klomp goed gesels, ons het gepraat oor God se soewereine wil, die wil wat ons nie kan verander nie. Ons het gepraat oor God se morele wil en ons gaan weer vandag na dit kyk vandag van wat God vir jou wil hê jy moet lewe. Maar wat ek en jy baie keer wil hê is, ons wil hê God se wil moet wees soos die brandende doringbos. Jy wil by jou tuin uitstap en ewe skielik met daar 'n boom brand en uit die boom uit met daar 'n stem kom wat vir jou sê wat jy moet doen. Of jy wil dalk eendag in jou slaapkamer instap, maar vir my sal dit persoonlik baie scary wees, maar jy wil hê dit moet in jou muur geskryf staan wat jy moet doen. Vir my sal dit scary wees, maar dis dalk die tipe mens wat jy is. Maar dan is daar die uitdaging, terwyl ek en jy jaag na die perfekte antwoord vir môre, mis ons baie dikwels wat God wil hê ons vandag moet doen. En ons gaan en ons oorkompliseer sy wil. Hoor baie mooi, om God se wil te volg is nie so moeilik nie. Maar ons gaan en ons oorkompliseer dit. Ons het nogal 'n neiging om 'n berg van 'n muurshoop te maak. Ons gaan oorkompliseer dit, want weet julle wat doen ons? Ons onderskat God se goedheid. Omdat ons hierdie muurshoopie so groot maak, begin ons 'n bietjie sukkel om verby dit te kyk en God se goedheid raak te sien. Nou, die waarheid is baie keer dikwels anders as wat ons dink. God se wil is nie 'n fluistering uit die hemel nie. Soms is dit bloot net wysheid op aarde. Hoor mooi. So het verlede week gepraat van Here sê my net. God se wil is baie keer nie 'n fluistering uit die hemel nie, maar dit is wysheid hier op die aarde. Jy weet julle, waar kom hy wysheid baie keer vandaan? Hier uit ons geloofsfamilie uit. Hier waar jy by jou vriende is, waar jy by jou werk, by jou kollegas is. Daar word wil van God baie keer aan jou blootgestel en deurgegee aan jou op 'n aardse manier. Maar jy so wag vir die brandende doringbos, braambos, of die skrif van die muur, dat jy mis
dit wat hier langs in jou sit. Daar's 'n ou sê ding van mense wat sê hulle bid teen die dak vas. Ek voel ek bid teen die dak vas en toe sê iemand hier, hou net op om teen die dak te probeer vasbid, draai net na jou kant toe en praat met die Here. Ons soek hierdie hele tyd, hierdie divine ding, hierdie amazing fluistering uit die hemel. Partykeer is dit bloot aardse wysheid. So, hoe verstaan 'n mens verder vandag as ons 'n klein bietjie ander angle wil vat op wat ons verlede week gepraat het, is ons het begin besef dat God se wil gaan meer oor die wie as die wat. Ons as Christene is geneig om oor God te dink in terme van wat ons moet doen. Veral as jy 'n jong Christen is en jy het nog nie 'n lang pad met die Here gestap nie en nog nie Jesus lank volg nie, dan begin dit 'n ding raak van, wat kan ek vir die Here doen? Hoe moet ek vir die Here doen? Dis jou eerste ding, maar die Here het my nou gered, nou moet ek iets vir hom doen. So, ons begin dink in terme van, wat moet ek nou doen? Wat moet ek volgende doen? Maar die uitdaging hier is, dat God se wil is op 'n baie, baie dieper vlak, as oor wat jy volgende moet doen. Dit gaan nie oor wat jy volgende moet doen nie, maar dit gaan oor wie jy besig is om te word. God se wil vir jou, as jy nou wil level sê, en die belangrikste level vir hom is, wie word jy as volgeling van Jesus? En die tweede vlak is dan, wat doen jy? Want jy moet eers 'n volgeling van Jesus word en hom leer ken, saam met hom loop, leer hom saam om te rus en sy paaie te volg, dan kan jy by daai goed uitkom. So die belangrikste ding vir God is, wie word jy? Nie wat jy doen nie. Hy is baie meer besorgd oor daai goeters. En in ons teologie, in die verskillende kerke, verskillende denominasies, selfs in ons denominasie, is daar baie soorte wille wat van God gepraat word, van die soewereine wil, die morele wil, die vrye wil. Daar's so baie wil, maar daar's een wat baie, baie duidelik in die Bybel geopenbaar word. En as jy in die eerste plek vanoggend net hier sit en jy het 'n breë spektrum vraag vir jouself van wat is die wil van God, dan is dit in Romeine 12. Nou ek wil gou vir julle vra, en Marita, jy mag nie antwoord nie, en Dian, jy mag ook nie antwoord nie, want ek wil vir Dian bewys hoe goed gemeentes Grieks verstaan. Kan julle onthou ek het die Griekse woordjie verlede week hagios gebruik? Wie kan dit onthou? Okay, hier's, sien jy, hou geweer julle hande op. 1, 2, 3, 4, 5. Dian, 5 mense het die woord onthou, nee. Dus ek pik nou lekker op om hy vir 2 weke gaan uitreik het, nee. Maar ek moet hom wakker hou in die diens, hy is nog moeg. Okay, so julle onthou ek het die woord gebruik en julle onthou die woord. Wie van julle kan onthou wat die woord beteken? Kan enigiemand onthou? So Dian, point made, nee. Maar ek gaan dit tog weer vir hulle sê, kyk ons volgende keer weer of hulle onthou. Hagios beteken om heilig te wees, uitgesonder te wees. En hoe kan jy dit onthou? Hagios. God wil jou hug. Hy wil jou syne maak, hy wil jy moet afgesonder wees, jy moet heilig wees vir hom. So, Dian, vergeet daai goed man, worry net oor die Bybel, okay. Sien julle, is 'n teachable kerkie die ons leer ons teologie studente soos ons aangaan in die proses, né? En dan sien ons ook dat julle luister nie elke Sondag heeltemal, né? Okay, so sal julle volgende week sal ek vir julle so 'n sheet uitprint en sê, okay, A, B, C, wat het ek gesê net om te kyk, okay. Maar ons praat oor, dit is die root van dit. God wil hê ek en jy moet heilig wees. En moenie stres nie. Ek dink nie dit is om heilig te wees, ek dink dit is om te probeer. Dis wat God wil hê. So Romeine 12 vers 2 sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Met hierdie vers kan ek amper die preek vanoggend stop. Want as jy wil weet, hoe verstaan jy die wil van God, sê hierdie vers vir ons dit. Moenie gelyk word aan die wêreld nie. Laat God julle denke verander, dat julle kan onderskei wat die wil van God is. So die manier hoe jy onderskei wat die wil van God is en wat nie sy wil is nie, is dat hy jou denke verander. En dit help jy om te onderskei wat vir hom aanneemlik is en volmaak is.
En as iets vir God aanneemlik en volmaak is, dan is dit sy wil. So in plaas daarvan om te vra, God, wat wil U hê moet ek doen? Moet ons dalk wil begin vra, God, wie wil U hê moet ek word? Want die wie jy word is vir God baie, baie meer belangrik as die wat jy doen. So waar jy woon, waar jy bly, waar jy jou kop neerlê, waar jy werk, waar jy sport doen, waar jy kinders oppas, waar jy jou man se skottelgoed was, waar jy jou vrou se skottelgoed was, waar ek in die moeilikheid kom, doen dit tot eer van God. Doen elke liewe dingetjie tot eer van God. As jy by Checkers instap, wees vriendelik by die mense. Nie soos ek altyd kyk of dit 'n challenge is vir my om hulle te kry om te smaal nie, maar doen dit tot eer van God. Dat die mense iets beleef van vriendelikheid en dat dit is God se wil. Liefde vir mense, vriendelikheid, verdraagsaamheid. So, hou op vra wat moet ek doen en begin vir die Here vra wie moet ek word, want in die proses van word wie God wil hê jy moet word, begin jy al hoe meer net dood eenvoudig in sy wil leef. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, hoor hoe ver gaan Paulus, hy sê, of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Nou, ek was 'n paar jaar terug op 'n ding gewees, wie van julle het al mindful eating gedoen? Dit gebeur definitief hier as ons Smoky Brows Burgers eet, maar mindful eating beteken, jy vat jou happie, en jy is mindful oor dit. Ek weet dit is weird, maar dit beteken jy dink oor wat jy eet. Of jy eet. Nou, dit klink nou baie weird, maar dink jy partykeer daaraan as jy eet en jy proe en jy smaak en jy eet kos, behalwe die gebed wat jy dalk voor die tyd doen, besef jy dat hierdie kom van God af, en besef jy dat deur te eet en dankbaar te wees eer jy God. So of jy eet en of jy drink, doen dit alles tot eer van God. En ek dink, hoekom dit so in 1 Korintiërs staan is, omdat dit is die basics van wat 'n mens nodig het. Mense het kos nodig, en mense het nodig om te drink. Water, nee, manne, ek weet gister se rugby game was rof geweest, maar water. Of jy eet, en of jy drink, jy het nodig om die basics te doen. So dis waar jy net teruggaan. So, gaan terug na die basics toe. Kyk, wie God wil hê jy moet word, begin fokus op die eenvoudige goed, dat in alles wat jy doen, soek om heilig te wees. Dat jy in alles wat jy doen, werk, om dit alles tot eer van God te doen. En dan hier kom die een groot ding waarmee ons almal sukkel. Ons is te veel geworried oor môre. Ons moenie te bekommerd wees oor die toekoms nie. Wanneer ons na die groot dinge in die lewe kyk, raak ons behep met die groot lewensbesluite. En ons dink te veel oor die goed en elke daaglikse keuse word uitmekaar getrek. En ons oordink partykeer so die goed, dat die manier hoe ons oor goed dink, dat dit in 'n manier vorm wie ons word. Ken julle daai persone wat oor alles worry? Hulle worry oor of wat hulle worry al nou wat hulle Kersdag moet eet. Ken julle sulke mense wat so ver geworried is? Het na sy soos, my advies is tomatiesop en jy is okay. Tomatiesop en vra vir Renate om rolletjies te maak. So rooi, dit werk by Kersdag. Maar dit begin later aan word wie jy is. Jy word 'n angstige mens. Jy is die hele tyd bekommer, wat moet ek doen? En ons leef nogal in 'n kultuur en in 'n wêreld met twee uiterstes. Jy het hierdie een uiterste van mense wat net absoluut niks worry nie en net go with it, en dan het jy mense wat absoluut oor elke liewe dingetjie in hulle lewe bekommerd is. Met dit sê ek nie, moenie dink nie, moenie beplan nie, moenie oor goed overthink nie, wil ek sê. So doen al die basic goeders. Maar moenie dat jy vandag so gestres raak oor goed wat 5 of 10 dae of 10 jaar van nou af moet kom, dat jy die oomblik verloor nie. Jesus vir my was iemand wat altyd in die oomblik was. As Jesus gaan stil staan het by mense en mense genees het, het hy baie keer stil gestaan by hulle storie.
As julle onthou, toe ons gepraat het laas oor Jesus wat die blinde genees het, waar hy vir hom 'n tweede keer genees het en Jesus het half nie net deurgeras het nie. Hy was besorgd geweest oor die persoon se journey ook. En ons is partykeer so bekommerd oor môre dat ons die journey vergeet. En dis daai een ek het die voorbeeld wat so baie gebruik is van hier af Johannesburg te ry, as jy plan baie keer om in Johannesburg te kom. Maar dis partykeer goed om 'n detour bietjie te vat en 'n nuwe plek te gaan besoek. Want Jesus sê vir ons in Matteus 6 vers 34, moet julle dus nie bekommer oor môre nie, want môre bring sy eie bekommernisse. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Nou hierdie is baie maklike vers wat ons kan vat en sê, ja, maar okay, dan kan ek maar net doen wat ek moet en ek kan maar net aangaan, ek hoef nie te dink en te beplan nie. Vriende, die teks is daarom vir ons te sê, God is in beheer, maar wat ook eintlik deur my brein het bygesê het, ons gebruik daarom net jou gesonde verstand. Gaan terug na ek weet God is in beheer. Gaan dink wat is God se soewereine plan. Gaan terug en dink God se ideaal vir my is om heilig te wees, om te word wie hy wil hê ek moet wees en nie wat ek moet doen nie. So as jy in die toekoms groot dinge vir God wil doen, as ons geloofsgemeenskap groot dinge daai kant vir God wil doen, moet ons begin vandag getrou raak in die klein goedjies. En weet julle, ek sien dit gebeur in ons gemeente. Ons reflekteer nie baie keer op wat ons sien in die gemeente nie, maar ek sien hoe ons geloofsfamilie op 'n Sondagoggend al hoe meer 'n familie raak waar almal met mekaar praat en nie meer net verskeidenheid mense met mekaar nie. Ek het die voorreg om hier voor te sit en te hoor hoe die gemeente begin worship. Dis die klein dingetjies. Dit is wat God van ons vra. Wees lief vir mense, drink saam koffie. Moet die Here God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand. Jy moet net die enigste groot God aanbid. Dis wat ons doen as ons worship. So ons begin selfs as geloofsfamilie in hierdie klein dingetjies getrou raak. En dan sou nog baie stories vir ons begin sien hoe as gevolg van die klein dingetjies die prentjie begin gebou word. Want dit is actually maar soos 'n puzzle. Elkeen bring sy legkaartstukkie. En as jy net getrou is en elke dag die regte stukkie legkaart bring in getrouheid na jou lewe toe, dan bou God die prentjie. Jare van getrouheid in klein goedjies bring jare en verandering en impak wat die wêreld, jou mense, jou gemeenskap, jou lewe kan verander. So daar's 4 maniere hoe God jou kan lei. Jy weet nou, jy moet heilig leef en jy moenie oor die dag van môre bekommer nie, en dis 'n goeie fondasie om van te werk. Maar ek weet hier is van julle wat sê, maar okay, maar hoe gaan hy my lei? Wat is maniere hoe hy my kan lei? Nou, daar is 4 maniere, en as ons harte instel daarop om Jesus te volg en heilig te leef, hoe lei God ons in praktyk? So jy het nou daai goed gedoen. Nou, hoe gaan hy lei? Nou, as ons gaan kyk na Paulus, sal ons sien dat God hom nogal op baie gewone maniere gelei het. Hy het hom deur die alledaagse lewe gelei, deur alle goed. Dieselfde God wat vir Paulus gelei het, sal vir jou ook deur goed lei. Maar dit beteken ons moet net bewus wees, ons oë oop. Nou die eerste een manier hoe God partykeer jou lei in sy wil, is deur oop deure. Wie van julle het dit al gehoor? As die Here die deur vir jou oopmaak, stap in. Wie het dit al beleef dat God vir jou 'n deur oopmaak en jy stap in en jy weet dis God se wil? Want dit gaan net goed. Okay, julle het dit al beleef van julle, nê? Nou, 1 Korintiërs 16 vers 8 tot 9 sê Paulus dat 'n groot deur het vir hom oopgegaan, maar dat hy ook baie teenstanders gehad. Nou hier kom 'n moeilike ding met die oop deur. Ons lees gou 1 Korintiërs 16 vers 8 tot 9. Hy sê, ek sal egter tot Pinkster in Efese bly, want hier staan 'n groot en belangrike deur vir my oop. Maar hier is ook baie teenstanders. Wie van julle dink baie keer oor 'n oop deur? As God vir jou 'n oop deur maak en vir jou lei, dat dit dan moet maklik wees. Moenie jou hand opsteekie, maar ek weet baie van ons dink. So as God vir jou die deur oop maak, dan is dit moet nou die pad wat jy moet stap. So dit gaan ons nou okay wees, want hy gaan dit mos alles weer teen. Maar Paulus sê hierso, hierdie deur staan oop vir my. Dis groot, dis 'n belangrike deur vir my oop. Maar joggies mense wat teen my is. So wat ek vir jou wil sê is 'n oop deur
waarborg nie altyd 'n gladde pad nie. Die oop deur is baie keer God se wil, maar dit is altyd God se wil ek sê, maar dit beteken nie dit gaan altyd glad wees nie. Om 'n verandering in jou beroep te maak, as jy weet God maak vir jou 'n deur oop, beteken nie jy gaan by die nuwe werk instap en al die moeilike mense by die ander werk, almal wat nou hier kom, gaan net lieflik wees en dit gaan wees soos, hulle hou se van my nie. Daar gaan ook dalk daai oom tannie kollega wees wat jou hare gaan laat regop staan. Dit beteken nie dat dis nie die regte ding gewees nie. Oop deure het ook partykeer teenstand. En teenstand beteken nie verkeerde besluite nie. In my persoonlike lewe het ek baie keer beleef dat juis wanneer daar teenstand is, dit vir my persoonlik ook 'n teken is as die deur oop was, dat ek by die regte deur ingestap het. Maar die tweede een is geslote deure. God lei ons nie net effektief deur deure vir ons oop te maak nie, maar partykeer maak hy deure vir jou toe ook. In Handelinge 16 vers 6 tot 7 lees ons dat Paulus was in sekere gebiede verbied om te preek deur die Heilige Gees. Nou dit is 'n interessante ene, want hier skryf hy sê in vers 6-7, hulle het daarna deur die gebiede van Frigië en Galasië gereis omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie van Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misia kom, het hulle na Betanië te probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Nou, ou sal mos nou dink, maar God se wil is mos dat die woord verkondig word. Hier lees ons, die Gees van God het hulle verbied om in hierdie area aan te gaan. Hier is die ander ding wat ons ook moet onthou. God se nee is nog steeds rigting. As God sê nee, beteken dit nie hy lei nie. Dit is nog steeds rigting en dit is nog steeds 'n manier hoe jy lei in sy wil. So, dit is 'n vertroosting dat ons hemelse Vader wat verkeerde deure vir ons toeklap om by regte plekke uit te bring, vir ons kan nee sê en sê, my kind, nee, maar jy gaan nie dit doen nie. Of jy dink, dit wat ek gaan nou dit doen en dit lyk ideaal en dan ewe skielik kom jy by die deur en jy kan net die deur gaan nie. Dan sê jy soos, maar Here, hoekom kan ek dit nie doen nie? Hoekom sê jy my nie? Sy nee is sy rigting. Sy nee is baie keer sy beskerming om jou te keer van seer kry of om uit 'n plek uit te stap waar jy wegstap van afgesonderd wees, van heilig wees. En dan die derde een is gefrustreerde planne. Jy wonder dalk of jy God se stem misgehoor het, want al jou planne het platgeval. Wie dit al oorgekom? Vra vir God se wil en jy sê, ek gaan dit doen, man, die Here, ek dink die Here sê vir my dit, en 'n week later is jy so, okay, was nie die regte ding gewees, niks het uitgewerk nie. Die ding is, dalk was die feit dat jy het misgehoor. Jy het gedink dit was God se plan en dit het platgeval. Dalk is die feit dat dit platgeval nie God se verwerping in jou lewe of van dit wat jy gedoen het nie, maar dalk is dit God se beskerming. Dalk het God dit laat platval sodat jy veilig kan bly, sodat jy heilig kan bly, sodat jy nie seer kry nie, sodat jy nie verkeerde dinge ervaar en beleef nie. En jy hoef nie die volgende 5 stappe in die pad af te ken om God te vertrou nie. Dis 'n probleem vir baie van ons, wat mense is wat van prosesse hou. Jy hoef nie die volgende 5 stappe te ken om God te vertrou nie. Jy moet net weet wat die 1 stap voor jou is. Psalm 119 vers 105, kort versie sê, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. U woord is 'n lig soos 'n lamp wat my die pad wys. Dis nie 'n skrynwerker met een massiewe floodlight op wat vir jou die hele pad wys. Verbeel jouself, jy's op 'n rugby stadion en jy staan in die tonnel en alles is donker daar buite. Die donker is waarheen God wil hê jy moet gaan. God sit nie altyd die spreiligte aan en verlig vir jou die hele veld nie. Wat hy baie keer doen, is hy gee vir jou 'n kolletjie voor jou, wat jou net genoeg gee
om jou te lei. Maar ons wil baie keer die floodlights aan hê en alles sien. Ons het nie 'n skrynwerker of 'n spotlight nodig nie. Ons het net die lig nodig wat uit God se lamp kom om vir ons te wys waar ons volgende voet moet neersit. As jy met mense werk in die avontuurbedryf soos met abseiling en obstacle courses en sulke goed, is die grootste uitdaging gewoonlik om iemand teen 'n berg af te kry, nie vir hulle om onder te kom nie. Dis baie keer vir hulle om net die eerste treetjie te gee. Want die ding is, hulle kyk nou, dis ver na onder. Maar as jy hulle kan kry om net te begin kyk waar hulle voet die volgende keer moet neersit, dan begin dit vir hulle haalbaar lyk. En daarom is God se lamp wat 'n lig op jou pad is so belangrik, want dit help jou om te sien wat belangrik is en die prioriteite is vir nou. Hy wil jou net wys waar jy jou volgende voet moet neersit. En dan alledaagse keuses. Ons het verlede week gepraat oor om binne God se morele wil te leef. Ons het net nou gepraat oor heilig wees en die morele wil is eenvoudig. Dis om vir God te leef. Dit is om mense lief te hê. Dit is om jou sondes te bely. En as jy hierdie goed doen, gee God jou dikwels vryheid om te doen wat jy wil. Ek gebruik baie keer die voorbeeld, as jy voel jy moet na iemand toe gaan en vir hulle gaan bid, dan is dit altyd vir my weer dat mense sê, moet ek dan, wil die Here dan hê ek moet vir hulle gaan bid? So ek dink nie die Here is teen dat jy vir hulle gaan bid nie, want hy wil hê jy moet vir mense lief wees, jy moet omgee, jy moet hulle opdra in gebed. Ekskuus, en dis wat alledaagse keuses sê. As jy mense liefhet, as jy 'n lewe lei wat heilig is, as jy jou sondes bely en rein voor God, het gee jou die vryheid om te kies. As jy net nou uitstap en jy kry iemand langs die pad en jy wonder, moet ek nou hierdie R10 wat in my beursie vir die ou gee, want jy voel jy moet dit dalk gee, weet julle, daar's nie 'n God wat gaan sê, o, jy moes eintlik dit nie vir hom gegee het nie. Daar's dalk beter maniere om vir dit te gee, maar as jy voel gee. God het niks daarteen nie. God het niks teen as jy in jou vrye wil werk op liefde vir hom en liefde vir jou mense nie, solank as wat jy alles in die naam van Jesus doen. Kolossense 3 vers 17 sê, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. God geniet dit as jy besluit te neem wat by jou gawes pas. God geniet dit as jy besluit te neem en dinge doen wat by jou passies pas, want daarom het hy dit vir jou gegee. God se wil is nie 'n ding waar hy vir jou vra om net goed te doen wat nie vir jou lekker is nie. God het vir jou al hierdie goed gegee om dit actually in sy wil in te vat en dit te geniet en dit in oorvloed te geniet. Op die einde van die dag kom alles neer op waaroor ons verlede week die eerste gedeelte van gepraat het, is die belofte van God se soewereiniteit, sy soewereine wil. Ons vra baie keer, wat as ek verkeerd kies? Sê nou ek mors alles op. Dis goeie nuus vanoggend. Onder God se soewereine plan, sy onstuitbare wil, laat God alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. So met ander woorde, ek wil weer volgende vir jou sê, relax. As jy 'n verkeerde besluit maak, jou lewe is nie verdoem nie, want God se soewereine wil dek ons. En God het die vermoë en sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Romeine 8 vers 28, een van die mooiste verse in die Bybel sê dit, en ons almal het hom al gelees en ken hom, maar ek lees dit weer. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. En daai besluit is, hy het Jesus gekies om die pad vir jou oop te maak, om in sy soewereine wil te kom. Jou oop deure, jou geslote deure, jou wysste keuses, jou domste keuses, jou grootste suksesse, jou grootste mislukkings. God se plan is groter. So jy soek dalk 'n kaart, of jy soek dalk vir jongeres 'n GPS, Google Maps.
God gee dalk net vir jou die flitsliggie op jou selfoon. En hy lei jou net tot waar jy dit kan gebruik om te sien. By die ouens wat nie so slim is met selfoon nie, hy gee dalk vir jou net 'n torch, wat net 'n entjie kan skyn. Maar jy soek jou kaart. Maar die Here sê vir jou, hier's vir jou die lig. Ek sal vir jou die lig wys. Dat jy kan weet waar ek wil jy moet volgende gaan, nie waar jy kan dink jy volgende wil wees nie. Want terwyl ek in hierdie lig saam met jou stap, wil ek jou maak wie ek wil hê jy moet wees. En ek wil jou nie maak vir wat ek wil hê jy moet doen nie. Psalm 32 vers 8 sê, ek wil jou onderrig en jou die pad leer, wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Dis wat God wil doen. Net 'n keuse om te sê, Here, ek gaan U vertrou. Ek gaan heilig afgesonderd by U leef. Saam met U leef, met my kop teen die bors en U hartklop hoor en my hand in Jesus se hand. En dan is die belofte dat God jou sal onderrig en hy sal jou die pad leer. So jy sit dalk vandag mense en jy besef dat jy het nog nie voluit vir Jesus geleef nie. Jy besef jy is nog die hele tyd besig om te sê ek wil God se wil hê, maar jy's nie besig om in sy wil te leef nie. Jy is dalk op 'n plek in jou lewe waar jy so hard daaraan werk om God se wil te wil doen, dat jy vergeet dat God wil eintlik hê jy moet word wie hy wil hê jy moet wees, voor jy doen wat hy wil hê jy moet wees. Dit beteken nie, jy kan nie anders nie. Al wat dit beteken is, jy moet vir die Here vra. Here, help my om terug te draai. Sal dalk goed in jou lewe is sondes, verkeerde besluite wat jy verkeerd geneem het en jy weet teen God se plan vir jou was en verhoed het dat jy heilig is en by hom teenwoordig is, bely dit. Moenie dat daai sonde jou op 'n plek sit waar jy later dan nie meer toereikbaar is amper vir God. Ek weet dit is eintlik 'n verkeerde konsep, maar dat jy so toegemaak is in jouself dat jy nie God toelaat om jou te maak wie hy wil wees nie. Die wil van God is baie ingewikkeld, maar dit is baie eenvoudig. Hy wil eers sê, jy moet hom dien, moet sy seun as sy verlosser aanvaar, dan wil hy hê jy moet hom toelaat dat hy en die Heilige Gees jou kan maak wie hy wil hê jy moet wees. Dis in daai punt, as jy word wie God wil hê jy moet wees, wat dit vir jou makliker raak om te begin ontdek wat God wil hê jy moet doen vir hom. Kom ons bid saam. Here Jesus, in 'n wêreld waar ons leef, waar ons baie dikwels leef soos ons wil, is ek glo in my hart, Here, ons gemeenskap hierso in 'n familie, wat regtig in ons harte altyd wil vra, wat is U wil vir ons lewens, Here? Heilige Gees, my gebed vanoggend is dat U vir elkeen van ons sal help om vanoggend ons hartse begeerte te verander na 'n punt toe waar ons vra, wie wil U hê ek moet wees? Dat ons eers deur U Gees ons harte en ons denke en gedagtes sal laat verander, Here. En Here, as dit dan U wil is, Here, en ons in 'n manier leef wat ons heilig leef, wat ons in U teenwoordigheid leef, Here, dat U ons dan sal lei en gebruik om U wil op aarde uit te leef, Here. Here, dat U ons sal gebruik om altyd die koninkryk eerste te soek, sodat die wêreld kan sien wie U is. Nie sodat ons verheerlik kan word nie, maar sodat U verheerlik kan word. Sodat die wêreld kan blootgestel word aan die soewereine wil van God. En dat ons mense kan intrek in hierdie verhouding met U, sodat hulle ook kan begin ontdek wat U wil is en wie U wil hê hulle moet wees. Ons vra dat U ons in hierdie week sal seën, Here. Ons vra dat U met ons lidmate familie sal wees wat weg is met vakansie, dat U hulle veilig sal bewaar en die wat dalk nou nog na vandag nog met vakansie gaan,
Ons bid vir Neil op sy uitreik, Here, en vir hulle span daar in Luriesfontein, Here, dat U ook daarso hulle sal lei, om te ontdek wie U wil hê hulle moet wees en dit ook kan gebruik om U wil daar uit te leef. Mag die Here julle seën, mag die Here julle toefou in die wete dat jy is genoeg. Mag die Here julle toefou in 'n honger deur sy Gees om te ontdek wie hy wil hê jy moet wees, sodat jy bruikbaar en toegerus kan wees om sy wil uit te leef. Ons almal sê saam, Amen.